Then he took you up to heaven. Goeiemiddag, in hierdie hartseer tyd, my geliefde, mag die Here vir jou vrede bring, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ek gaan vra, kom ons staan, kom ons buig ons hoofd en sluit ons oë. Baie dankie. Ewige Vader, almagtige God, Vader, ons vertrooster, ons leidsman, raadsman, en ons noem U Majesteit. Want U is die God op wie ons vertrou. Die God van deernis, en Here, soos wat ons vergader met gebroke harte, Here, ons dankie vir U deernis, Here, ons dankie, laat U ons hartseer raak sien, ons trane, en dankie laat U ons trane afvee, en die God van vertroosting. Vader, ons dankie vir die dierbare Heilige Gees. Dieselfde Gees wat Christus uit die graf opgewek het, wat binne ons bly, wat ons vertroos in hierdie tyd. Vader, ons wil net dankie sê vir Esther se lewe, wat ons kon saam deel, en Here, wat soveel mooi herinneringe nalaat. Veral vir haar kinders. So Vader, ons dankie vir hierdie kosbare mensie. Here, U woord het ons vertroos. Die ondersteuning het ons versterk. U liefde het ons onderhou. Ons gee ons diepste dankie aan U vir Here, vir die goedheid. Tydens ons groot verlies. Here, ons wil net dankie sê, laat die woord sê, U sal ons nooit verlaat of begewe. U is met ons tot op die heel einde, in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. U mag maar sit. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Esther Susanna Nel, gebore die 1 van die 6de maand 1941. So sy het groot genade gehad. Is dit nie waar nie? Oorlede die 7de van die 11de maand 2025, om ons laaste kom betoon, afskeid te neem en hierdie kosbare mensie se lewe te herdenk. Amen. Die lewe is kort, leef dit. Die liefde is mooi, Chris, voel dit. Herinneringe is vir altyd, bewaar dit. Amen. En dis al wat ons oor het, is 'n foto en herinneringe. Ek gaan na die skriflesing toe. En die meerderheid van die tyd, die bejaardes hou van Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, en sy naam omwil. Ek sê altyd, nie kom dit. Al gaan ek ook na 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Ek gaan jou die begrafnisbrief lees. See, it's the other one, not the one I recite. When tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name, and he took me by the hand. The angel said my place was ready in heaven far above, and that I had to leave behind
all those I dearly love. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home, for God looked down, smiled at me, and He told me, welcome home. So when tomorrow starts without me, don't think that we are far apart, for every time you think of me, I'm right there in your heart. So ons moet die goeie bou. Dink net aan al die goeie. And the photograph always tells me something. I think she loved life, and she lived it to the full. Amen. En as ek kyk na die foto, sê dit ook vir my, oom Chris, dit was 'n sterk Christa, dit was 'n sterk vrou. Dit was 'n sterk vrou. Amen. Ek gaan vra, kom ons staan, dan gaan ons die liedjie sing, ek sien 'n nuwe hemel kom. Gaan ons staan? Kan jy opstaan? Ek gaan laat julle nou lag. My geliefde, wat sê ons op so 'n dag? Ek kom nou net van 'n diens af waar hierdie bejaarde man ook sy sussie gebel het, want hulle het mekaar daagliks gebel. En hy bel haar toe, maar daar is geen antwoord nie. Hy bel toe die tweede foon, ek weet nie hoekom 'n tweede foon nie, en daar is nie antwoord nie. Toe weet hy, daar is iets fout. En hy staan en hy praat met my en hy raak emosioneel. En hy sê, Pastoor Roy, weet jy, dit het so skielik gekom. Ons het dit nie verwag nie. En hy sê, wat maak ek met hierdie pyn? Ek het nog soveel dinge gehad om vir haar te sê. Dinge om te doen. Maar sy is nie meer hier nie. Maar die einde van die dag is, as ek kyk na hierdie liedjie wat ons nou net gesing het, ek sien 'n nuwe hemel kom. En my geliefde, dis naby. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. So as ons kyk na ons geliefdes wat gesterf het, alles is nuut gemaak. Daar is nie meer siekte nie, daar is nie meer pyn nie, daar is nie meer lyding nie, daar is nie meer ouderdom nie, daar is nie meer dood. Want hy het die dood verslaan op Golgotha. Amen. Laat hom wat dors het kom. En vandag kom die Here in hierdie tyd, want hulle, wat anders te preek hy Christus, maar bekerings op so 'n dag.
Ons gaan nou van hierdie kosbare mensie praat, maar wat sou sy vir my sê? Maak seker van my familie. Maak seker van my familie. Want as ek daai boekie kry, rus en vrede, dan sê dit vir my, maar hoe kan ek sê, rus en vrede? Net jy alleenlik, wat in hierdie liggaam gebly het. Jou liggaam kan sê, ek weet, ek gaan in vrede rus. En hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. My geliefde in die Here wag vir ons almal. Oorwinnaars sal ons alle erf en drink uit die fontein van lewende water, heerlik ry, en God sal oor ons skyn. Maar die vraag in hierdie middag is ek gereed? En ons moet elke dag gereed wees. Ons moet elke gesonde sekonde gereed wees. Sou dit aan my deur klop, is ek reg om my God te ontmoet. En om te hoor, dink daai dag, ek dink baie mense gaan sidder. As hulle die woord hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Want nie almal gaan hemel toe nie, en dis feite. En almal sien jou later. Hoe weet jy? Kom aan, my geliefde, dis tyd vir die waarheid. Daar is nie meer tyd om te speel nie, ons leef in 'n tyd onsekerheid. Maar ons moet seker maak, ek het nou die aand gepreek by 'n Methodiste kerk, en toe preek ek van die waarde van die siel. Niks anders is belangriker vir God as die siel. Christ not even the galaxy. Die siel, die mens. Partykeer wil ons hierdie tipe van preek nie hoor nie. Want hierdie preek maak jou wakker en laat jou dink. Dieselfde oom wat gesê het skielik, hy hou my hand vas by die deur en hy kyk my diep in die oë, maar hy het 'n greep. En hy sê vir my, Roy, jy het my oë laat oopgaan. Jy het my oë laat oopgaan. My geliefde, is ek en jy gereed? Wat 'n sekerheid het jy vanmiddag? Laat jy nog by die huis gaan kom? Chris, jy vlieg nou. Het jy die sekerheid dat jy by die huis gaan kom? Ons het nie die sekerheid nie. Maar ek en jy dink daar's nog baie tyd. Ons dink ons kan nog regmaak. Ons dink. Maar as dit by die dood kom, wat gaan ons dan sê? Gaan ons probeer redeneer by die Here om te sê die, daai en daai, of dan gaan die tyd wees om te redeneer, Chris. Hy gaan sê, my goeie diensneg, of hy gaan vir jou sê, ga weg, ek ken jou nie. En ek is een van die type predikers, die waarheid. Johannes 8:32. En die waarheid maak vry. So ek en jy moet seker maak, die dag as ek my oë toe maak op hierdie aarde, wag die ewigheid vir my. Waar ek weer my moeder sal sien. Want hy sê my, pa sy huis is baie wonings, hy sê, ek gaan 'n plek voorberei, as ek klaar is, kom ek jou haal dat jy by my kan wees. Sal ek haar sien, maar daar's 'n maar, het ek 'n verhouding met God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Of gaan ek net kerk toe? Is dit net dood? Is dit net godsdienst? Is it only religion? Maar is daar 'n verhouding soos wat jy met jou moeder gehad het en ek kon sien jy het 'n diep verhouding gehad met jou moeder, jou broers. En dit is die belangrikste, is daai verhouding van God is 'n God van intimiteit. En daai God, die Here van hemel en aarde, begeer die mens en hy sal nooit opgee op die mens. Ek was gisterand by 'n uitreik in Meyerton en daar was 'n paar druggies wat kom praat oor die Here, om te sien, laat hy nooit sy hand van hulle afgehou nie. Hy het hulle gered. En dis hoekom Christus gekom het en gesterf het vir jou en vir my, dat ons die lewe kon hê en lewe oorvloed. So vandag, ek gaan nie daar preek nie.
Maar ek wil jou vra, is jou saak reg? Kan jy sê, ek is seker van my bestemming? Want hy sê in Johannes 11, 25, 26, sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Ons sterwe nie. Ons gaan na 'n plek van rus, en dan is dit glory land. My geliefde, jy moet vashou op 2 Timoteus 4, vers 6 en 7. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. En ek het die geloof behou. Is dit nie so nie? Of gaan ons spyt daai dag hê? Ek dink baie mense gaan spyt hê. En as jy so preek en nog harde, hou nie mens nie van jou nie. Hoekom? Want die sonde, die dinge van die wêreld. En hy sê, moenie vergelykvorm wees aan die dinge van die wêreld, maar die vernuwing van jou denke. Hy sê, as jy 'n vriend is van die wêreld, is jy my vyand. Hy sê, jy kan nie twee gode dien. Een sal jy lief hê, een sal jy haat. Hy sê, of jy is vir my, of jy is teen my. Dis wat die woord sê. Dis nie wat ek en jy sê nie. Dis wat die woord sê. En dis die waarheid. En die woord is ja en amen. My geliefde, al wat ek wil jou net motiveer. Maak net seker van jou saak. That's all I want to do. Ek het gekom vandag as 'n evangelis vir die siel. Dis hoekom ek doen wat ek doen. Het gaan oor die siel. En die Bybel sê, nie een moet verlore gaan nie. Elkeen moet gered word. Amen. Ek is klaar met die preek. Tweede ding wat ek preek is familie. Kom aan. Party families praat nie eens met mekaar nie. Party families sien nie eens mekaar nie. As jy wakker word, Chris, draai jy na jou vrou toe en sê, goeiemôre my vrou. Soen ons hulle en druk ons hulle? Of dink ons daar's nog baie tyd? Wanneer laas het ons Jenny hulle gevat, hulle gedruk, hulle gesoen en gesê, ek is lief vir jou, met 'n reinheid. Want jy kan dit in die mense oor sien. As hy sê, ek is lief vir jou, kan jy dit hier, kan jy dit sien. Jy kan sê, of anders is die gesig dood. Daar's 'n glimlag. Hoekom preek ek hierdie goed? Die Here op my hart gelê om weer familie te maak. Want waar jy kom, vra die predikers, hulle sal vir jou sê, familie is nie meer familie nie. Daar's baie min dat jy geregte families kry. Wat omgee, wat alles sal doen. Van hulle sê, ek sal nooit meer met jou praat nie. Van hulle sê, ek wil jou nie sien nie. Hoor my. Of jy neem jy hulle net vanselfsprekend. Want ons is altyd besig met later. My geliefde, hoor hierdie ene. Later. As iemand jou bel en jy is besig, ek is besig, ons praat later. Ons sien mekaar later. Ons gaan later op vakansie. Ons gaan later braai. Maar ons besef dat later nie aan ons behoort nie. Laat vandag, miskien kan jou laaste dag wees. Ek dink in hierdie week in ons kerk, man het net begin bloei. Paar ure daarna sy hospitaal toe, sy lede. Gister word ek 2 keer gebel vir mense wat ek ken. 2 moeders oorlede. I preached it the other night, Define Suddenly. And it's over. En is nie hier om vrees te preek nie. Hier is om jou wakker te maak. Laat jy nie spyt sal hê nie. Want hulle sê vir my, as ek net geweet het, as ek net kon verstaan het, sou ek dinge anders gedoen het. En hierdie maak my wakker in my gees. Ek sou meer geëer het, meer waardeer het.
meer vir hulle gaan kuier het, meer vasgehou het. Aaron wouldn't have stopped hugging. Ons het gesien hoe skielik kom hy dood. My geliefde. Ek sê altyd, vir wie moet jy gaan sê ek is lief vir jou? Of vir wie moet jy gaan sê vergewe my asseblief? En dis die hart van 'n moeder, om te sien dat daar vrede is. Is dit nie so nie? Waar is die moeders? Dis die hart van 'n moeder, want sy wil hê daar moet vrede wees. Amen. Draai na die persoon langs jou, gee hulle druk in 'n soen en sê ek is lief vir jou. Sometimes I tell him to stand up, want hulle doen niks nie, hulle sit net. En dan kan die kans op klap nie, want hy's klas. Nou my geliefde, hoor my hart. Hoe weet jy nie, dis die laaste keer wat jy kan sê, ek het jou lief. Jy wil vra nie. Amen. So, moenie uitstel nie. Van uitstel kom afstel. And then we lose interest. Chris het my 'n paar dingetjies gestuur van sy moeder. En vir my, ek hou van as ek oor 'n moeder of 'n pa, doen ek altyd iets oor 'n moeder of 'n pa. En ek dink dit aan Spreuke, want Spreuke praat van die vrou. Hy sê, wie sal 'n deurgsame vrou vind, want haar vader is bo korale. En hy gaan aan. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat gaan kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en die vriendelike onderrigting is op haar tong. Gee haar die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Nou praat ons van 'n moeder. Chris, you can excuse my English, I'm going to use just a piece. Ek gaan net 'n stukkie. A mother can take the place of anybody, but not anybody can take the place of a mother. The heart of a mother is the deep abyss at the bottom of which we will always find forgiveness. Het jy ooit met jou ma gestry? En as jy weer kyk, dan vat jy haar uit vir 'n koppie koffie? Of jy vat haar uit om inkopies te doen? Is dit nie so nie? There is no one that can hide pain like a mother. The love between a mother and her children is forever. En ek het dit hier gesien met die 3 broers. Een die kant en een kant daar. Is dit in die hart van 'n moeder? A bond between their hearts is unbreakable, and the connection between their souls is eternal. The journey of a mother is always between you. Toe God moeders gemaak het, het hy elke moeder 'n hart gegee wat baie spesiaal is. 'n Hart wat lief het sonder ophou. 'n Hart wat omgee en bid sonder ophou vir haar kinders. 'n Hart wat van vergifnis wat vergewe 70x7. 'n Hart van geduld om haar familie te help met liefde. 'n Hart
almal in te pas. Chris, ek weet nie was, as jy jou vriende huis toe gebring het hulle sekere toepoorretjie gekry voordat jy ene gekry het. Dis dit nie so? En ek sê altyd, die hart van 'n moeder is soos 'n taxi, nog plek vir nog een. Dis die hart van 'n moeder. 'n Hart wat seer kry, soos seer kry as haar kinders ongelukkig is. 'n Hart wat verstaan om te verstaan as sy 'n teleurstelling gehad het. 'n Hart van blydskap, so bly te wees as haar familie gelukkig is. Dis die hart van 'n moeder. Amen. Moenie rou oor my, want ek is nou vry. Ek volg die pad wat God vir my neergelê het. Ek het sy hand geneem toe ek hom hoor roep. Ongedaande take moes maar ongedaan bly. Aan die einde van die dag het ek my eindbestemming bereik. As my verlating 'n leemte gelaat het, vul dit met vreugdevolle herinneringe. 'n Gedeelde vriendskap, 'n lag, 'n soen, wat sy mamma gesê het. Ek sal ook na al hierdie geleenthede verlang. Moenie belas wees met tye van smart. Ek wens jou die sonskyn van môre toe. My lewe was gevul en ek het baie gekoester. Goeie vriende, goeie tye, 'n liefde se aanraking. Miskien was my tyd
te gou moet dit nie nou verleng met onnodige rou. Verhef jou hart en deel met my, God wil my hê, ek is nou vry. Amen. Dis wanneer jy vry is, wanneer jy verhouding het met God en jy gaan huis toe, dan sê vir ewig vry. Voordat Chris opkom, gaan ek die geleentheid gun. Is daar iemand wat sê, ek wil net ietsie sê? Anybody that says, I'd love to say something. Jy sê, ek gaan spuit en sê, ek moes iets gesê het. Hulle sê dit as jy koffie drink. Of hulle sê, het was te skaam. Ons gaan doorgaan en ek gaan Chris vra dan om deel te bly te kom doen. Baie dankie, Chris. Dankie, Pastor Roy. Ek het besluit om te begin met die bedankings. Dan die oude plek te doen. Die eerste reusagtige groot dankie wat ek moet gee is vir Sean wat die voorsit. Wat ek sien is seker hoeveel jare nie, maar dis die laaste klomp jare van ouma Esther na haar omgesien het en vir haar versorg het en haar soos 'n lady behandel het. En net onbeskryflik baie vir haar beteken het. Ek weet hoe baie dit vir haar beteken so en vir my. En ek kan jy een ding verseker en dit is dat sy was vir jou baie baie lief. En ja, dat ek maar daar stop. Net baie dankie daarvoor. Die tweede ene is vir Martie in Grant, Haai, en Willem Kamfer, wat ook baie goed was vir haar, die al jare daarvoor, ek ook baie dankbaar is. Kan jy julle vertel hoeveel dit vir my beteken, hoeveel ons allemaal beteken. Vir my vrou Sonja, wat saam met Tandy van Afkop hierdie vandagse verrigtinge gereël het, en die blomme wat pragtig is, en alles, ek moet sê, ons is geweldig beïndruk met Afkop se diens, en Tandy is maar vir ons Afkop gewees, so dit het by ons 'n baie groot indruk gemaak van hoe goed hulle dienslewering is. Dan natuurlik die pastoor Roy Edwards en sy vrou Christa wat die streaming vir ons, die live streaming vir ons doen. Baie dankie, dit is ook net 'n plesier om met hulle te werk. Vir die mediese personeel van Wilgewe Hospitaal wat haar die laaste tyd so mooi na hom gesien het, toe sy daar in ICU gelê het. Ek bedoel, daar was mense wat regtig daar net so baie omgee en mooi nagekyk het, en dit vir ons baie beteken om te weet, sy is nie by die huis met trappe meer, waar sy regtig nou gesukkel het op die einde. So dit was vir ons 'n groot berusting om te weet, sy is in 'n plek waar sy mooi na hom gesien word. En dan, almal wat hierdie diens kom bywoon het vandag, wil ek ook baie dankie vir sê. Sommige kom van ver af natuurlik, so spesiale dankie aan julle. Maar ek weet ook, baie mense kyk aanlyn, so vir julle wil ek ook sê, baie dankie dat julle inskakel, of maar die tyd ook, gaan die link blijkbaar nog beskikbaar wees. Wat wil kyk, en dan baie mense natuurlik op Facebook en op WhatsApp medelee betuig, en so vir hulle almal sê ek hartlike dank namens die familie. Ja, wat sê mense oor jou ma, jy weet die dag kom, een of ander tyd, maar mense is maar nooit reg voorberei daarvoor nie natuurlik. Maar ek het gedink, ek sal net so 'n paar goedjies vertel wat ek onthou van haar, om te wys hoe spesiaal sy was. Sy was baie saggeaard en liefdevol, en al drie van ons seuns was baie lief vir haar. Toe ons nog Peters/Kleuters was, het ons elke oggend vroeg by haar gaan in die bed klim as my pa nou opgestaan het. En omdat ons drie was, is daar nog nie plek vir almal langs aan nie. En dan
dis waarna pastoor Roy ook verwys het, dan het sy op haar rug gedraai, sodat een aan elke kant kan lê en een seentjie op haar maag. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was, as klein kinders het dit altyd op my 'n groot indruk gemaak. So was ons kleuterskool toe in vereniging by die Vroue Federasie, en die kleuterskool was lekker met die maatjies en alles, en in die middag moet jy gaan lê, tot jou ma jou kom haal. Nou, ons het altyd baie uitgesien daarna, dat mamma van ons kom haal, want daar is maar net niemand beter as jou mamma nie. En sy het ons kom haal laatmiddag, want sy het voldag gewerk, destyds by Massey Ferguson, wat later Vetmek geword het. En interessant genoeg, sy het vir my genoem dat baie van haar kollegas, of sommige van haar kollegas tenminste, het haar as intimiderend ervaar. Maar ten spyte daarvan sien ek toe op Facebook het 2 van haar kollegas, Mercy en June, het laat weet, hulle onthou haar baie goed en hulle het baie lekker saam met haar gewerk. Toe ek op skool was, kan ek ook onthou, ek het daarvan gehou om by haar by die werk te gaan kuier, want daar was 'n tikmasjien. Ek het mos gediggies geskryf, en dan het ek graag my gediggies daar by haar werk op die tikmasjien gaan tik. So ek het lekker tye saam met haar by haar werk ook deurgegaan. 'n ander ding wat ek baie goed onthou van haar is haar handsak het altyd van die Manhattan Center Gums, daai klein senties gehad. En spearmint, so as jy lus is vir ietsie, kan jy maar altyd net na haar handsak gaan kyk. Dit was soort van die standaard. Nog ietsie wat spesiaal was vir my, wat ek kan onthou, is toe ek eerste jaar op universiteit was, in Taiwan's Koshuis, toe moet ek 'n naweek huis toe kom, en ek weet nie wat het skeef geloop nie, maar mamma het gesorg dat ek by die huis kom, want sy het haar groot baas se sjauffeur gestuur met die BMW, om my te kom haal by die koshuis. So almal se monde hang toe oop, vir hierdie ou wat met 'n sjauffeur gehaal word by die koshuis. Dit is nou maar net typies van hoe 'n ma enigiets sal doen vir haar kinders. Wanneer ek by die ouer huis gaan kuier het, toe ek op universiteit was, en dan daarna, altyd, wat ek van haar waardeer het, sy maak altyd die kos wat sy weet, ek baie geniet. En daar's altyd biltong en rooiwyn, omdat sy weet, ek is lief daarvoor. So dis maar net daai spesiale ding wat maas doen, wat ek ook nooit sal vergeet. Sy het altyd baie moeite gedoen met haar voorkoms, en haar hare en naels in besonder was altyd goed versorg. En een van die meisies wat saam met my op skool was, die stel het vir my ook laat weet dat volgens haar was al die tienermeisies in my skool het gedink my ma is die mooiste en die vriendelikste van almal se ma's. Ek het gedink dit is 'n nice ding om te kan doen. Maar hoe sou ek haar uitstaande eienskappe beskryf? Ek het baie gedink daaroor en ek het besluit, ek sal dit sê, dis loyaliteit. Sy was loyaal aan al haar vriende en familie tot op die einde. Sy het kontak gehou met almal. Daar's baie ou vriende van baie jare gelede, sommige van hulle het al reeds ook aanbeweeg, maar van die wat nou nog lewe, weet ek het sy kontak gehad, gereeld. Familie, sy is nooit skaam vir haar familie nie, altyd welkom. En natuurlik was sy baie loyaal teenoor my pa, teerdikkend al die jare. So dit het altyd vir my baie beteken, want daar was 'n stadium toe daar 'n bietjie moeilikheid was en pa vir 'n oomblik uitgetrek, vir 'n kort rukkie uit die huis uitgetrek, en ek kan onthou hoe angswekkend was dit vir my, die idee dat hulle dalk uitmekaar gaan. Maar gelukkig het hulle dinge uitgesorteer, en so sy het by hom gebly, so dis hoekom ek sê, ek dink loyaliteit is haar uitstaande eienskap. Ander kwaliteite waarvan ons sal onthou is haar sagmoedigheid, vrygewigheid, gasvryheid, intelligensie, sy was baie lief vir lees, en haar handewerk. Sy het nou, die laaste keer wat sy afgekom het na ons toe daar in die Kaap, het sy 'n lappieskombers, wat sy, ek sien seker of het gebrei of gehekel is, nie toe, gehekel, en wat sy seker maande aan moes gewerk het.
Want dit is 'n reuse ding, hy is extra groot en hy pas baie gemaklik op 'n queen size bed. Ek dink hy is gemaak vir 'n king size bed. So sy moes baie lank aan hom gewerk het en soos dit nou man net bestem was, die kleurskakerings van die ander bedgoed in daai kamer is perfek vir daai lappies kombers. So daai lappies kombers bekleed nou 'n ereplek in ons huis. Sy het baie keer vir Teniel, ons dogter, het sy kappies en bussies gebrei, wat ek weet Teniel ook graag dra, al is sy nou al baie jare daarna. So dit is maar hartseer om te moet gewoond raak aan die feit dat my ma nie meer by ons is nie, maar ek vind tog vertroosting in die feit dat ek is oortuig dat sy by Jesus is, en dat sy, omdat sy by hom is, al haar geliefdes wat al reeds aanbeweeg het ook na hom toe, dat sy hulle daarom nou weer kan sien. So, dit gee vir my baie vertroosting. So dis al wat ek maar wou sê, daar is 'n paar fotootjies wat ek voorberei het, net om so 'n vinnige idee vir oulaas vanaand te gee, en ek weet nie, daar's 'n video ook, ek weet nie of hy sal speel nie, maar as hy nou nie speel nie, is dit nou nie die ergste nie, maar net so 'n afskeids slideshow, maar ons aan die gang kan sit. Baie dankie. Ja, ek gaan nie klank raak nie, hy speel, maar ek moet net sy nikke. Baie dankie. So die video speel nie, maar is okay. Chris, ek gaan Christa vra om 'n liedjie op te sit vir jou en vir jou aan te stuur. As jy enige liedjie het, kan jy vir ons ook gee. Ek gaan nou vra om 'n liedjie by die slideshow te sit. Okay, baie dankie. My geliefde, ons het tot die einde van die diens gekom en ek gaan vra, laat ons staan, laat ons hoofde buig en oor toesluit, soos dat ons laaste eer betoon aan 'n kosbare mens. Let's stand, let's bow heads and close our eyes. Thank you very much. Is dit Susanna Nel, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer, rus en vrede. Vader, my gebed is, hou elkeen in die hulp van die hand, trek ons net nader aan die boesem, droog ons trane op, Here, sit 'n lied in ons hart, laat ons sal jubel en juig wetend, laat die dood verslaan is, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Mag die Here, hierdie kosbare mense, Esther se herinneringe seën, u seën en troos die wat treur. Die Here sal jou seën
en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Mag jy die vrede kry wat jy nasoek. Amen. Daar is verversings na die tyd. So bly agter, as jy iemand nie sien vir 'n paar jaar, is dit nou jou geleentheid om 'n bietjie te kuier. Amen. Ek gaan jou by die deur groet. Die Here seën.